Alright, Ja. yes, welkom Lommies, welkom terug hier by Waar het seer is. Ek wil amper sê seisoen 2. Ek en Lommies het in die week so eintlik al 'n paar keer 'n bietjie gechat en gesê dis tyd dat ons die pod weer aan die gang kry. Die mense, die fans het gevra en ja, baie opgewonde. Ek het lanklaas bietjie regte bol gechat in Afrikaans. So ek sien verskriklik baie uit vir hierdie. Ek het soos altyd maar so 'n bietjie navorsing gaan doen oor vandag, is die 8ste van die 8ste 2024 en ja, dit is die 221ste dag van die jaar, Lommies. Ek weet nie of jy dit eers kan glo nie, maar daar's letterlik Dis baie verder in. Sê weer? Ja. Nee, ek sê dit is baie verder in as te gedink het dit is. Ja, letterlik. So daar's net 145 dae oor van die jaar. Dis letterlik amper Kersfees. So jy moet maar so lank begin dink aan geskenke. Ja, vandag in 1786 het die US Kongres het letterlik die US dollar op vandag goedgekeur en die waarde daarvan bepaal hoe dit gaan werk en hoe dit gemaak gaan word. En dan ook vir van die Ceres manne wat dit interessant sal vind, in 1854 het Smith & Wesson die eerste metaalpatroon gepatenteer. So net so 'n stukkie inligting terwyl ons afskop. Ek dink dit mag dalk ietsie in jou wakker tokkel. En dan het ek gedink, Lommies, ons is lanklaas op die pod. So ek het nou 'n lekker lang introduction. So ek gaan jou gou vinnig voorstel, net so vinnig dat die mense weet wat aangaan en dat die wat jou vergeet het, jou nie van nou af sal vergeet nie. Ja, so Lommies is vir die wat jy weet nie verloof. Min mense het gedink die dag gaan kom. So ek weet nou nie, mense kan vir jou geluk sê, maar eintlik wil mense vir Linkie geluk sê en baie sterkte. Lommies is die beste scratch golfer met 'n 18 handicap al buite. Jy moet die onverwagse verwag. Jy is die regterbrein van die pod en jy's 100% hier om te stuur en om die lesers betrokke te hou. Jy's 'n vrugtesmous en mense is jou spesialiteit. So Lommies net so ietsie om jou te verwelkom. Ek sien regtig baie uit vir die seisoen wat kom. Ek is ook baie excited. Ek sien nog heeltyd uit vir hierdie. Dis baie snaaks want jy het vir my gestuur, obviously ons moet 'n intro hê en die pod moet 'n bietjie van 'n rigting hê. En toe ek begin dink aan 'n intro, het raak my kop seer, dis ek nie lus nie. So by myne staan daar die ou wat struktuur/feite. Toe gee ek. Dit is ek nie lus nie. Dis goed genoeg, dis alles goed genoeg. Maar dit is die linker regterbrein. Dit is hoekom dit lekker is. Ek weet geen regtig om dit vir die luisteraars te sê, dis maar hoekom die gesprek altyd lekker is. Ja, dis gees. Dis baie gees. Vir my nee, was lekker ons die feit dat mens bolchat mis en bietjie ernstige, nie ernstige gesprekke aan die gang kan sit hê. Ja, en die feit dat jy sit in Switserland op die oomblik, vir die luisteraars wat nie weet nie, ek het verloof geraak en Tian het in Switserland beland. So ja, so dis ook lekker om bietjie face to face. So die gaan oor ons wat chat en dit gaan nie eers oor enigiemand wat luister nie. Hulle kan dit op al die groot platforms kry as hulle wil. Weereens ons begin basies van voor af, so ons target is weer 10 listens. Ons kyk maar wat dalk kry ons weer groot gaste. Seisoen 1 het 'n paar gehad, maar by seisoen 2 het ons massive ouens opgelaai. Ja, baie opgewonde. Ek dink net so vinnig die tema gaan die Rugby Championship wees. Ongelooflik opgewonde vir dit om af te skop. Die bokke speel weer. Dit ja, ek kan nou ongelukkig nie elke naweek by 'n vuurtjie sit en die game kykie, maar ons doen maar ons deel en ons kyk om ons ondersteun nie van ver. Ja, dit is 'n lekker tyd vir dit ook. Ons het eintlik gedink om voor die wat se naam voor die Ierse te begin. Wat dink ons nou Rugby Championship. Wag, ek speel met 'n nuwe podcast app so vir die kykers. Dis hierdie Rugby Championship wat jy sien op en af flikker. In die toekoms gaan dit baie meer streamlined wees, maar ons speel vandag. Maar ja, dit is cool, dit is lekker. It's exciting. Wat die bokke mee besig is, dit voel so die squad se diepte is op 'n plek waar jy sê vir as jy daar aan te sê. Die diepte. Die diepte wat ons nou het is crazy. Ek bedoel ja, ons gaan nou dieper in dit gaan, maar dit is so lekker. Jy die hele elke week hulle kan enige span kies en jy gaan die hele tyd dink, oh shit, hulle moes vir X kies of
ek's bly dit eintlik vir eie kies. So elke posisie is contention. Ja. Verstaan. Maar ja, Ja, is 'n maar dis goeie tyd regte om tyd, 'n bokfan te wees. Sorry, nou sit ons met die Ja. delay, ons sal nog gewoond raak daaraan. Maar dis 'n opwindende tyd om 'n bokfan te wees en dis eintlik ongelooflik want dit is nou al dis nou al amper seker 'n goeie 5-6 jaar in 'n ry wat ons amper op 'n high leef en gewoontes en goed wat mense nie gewoonlik aan gewoond is nie. So dis baie lekker, mense hoop mense kan hierdie momentum nog aanhou en deurry en laat soos met alles wat ons maar met 'n golfie loop, laat ons daai golf kan aanhou ry en bo bly. So dit is 'n lekker tyd en ek sien baie uit vir dit. Maar ek dink kom ons skop dit bietjie af met 'n vinnige wêreldnuus. Wat gaan aan in die wêreld, Lomma? Kyk, sports highlights. Ja, dis was die Olympics nou. So dit is maar die groot ding wat massive is. Ek het 'n groot ding met die Olympics nou. Ek het die laaste tyd baie oor daai enhanced games. Daar was 'n podcast met Joe Rogan gewees ook wat oor die enhanced games gaan. Groot ding gaan maar net oor sê maar nou die financial distribution vir die atlete en so. Ek bedoel in Suid-Afrika, as jy 'n goud wen, kry R400,000 by die regering. Soos dit is baie min as jy dink soos sê maar nou dis 4 jaar se werk. Wen jy 'n goue medalje op daai stage, dan wen jy R400,000. Soos dis nie en as jy 4de kom, is dit verstaan jy sponsors betaal vir jou en so, maar daar's geen financial retribution nie. So dis eintlik vir my belaglik. Soos ek dink baie van hierdie mense wat sê maar nou in die wat semifinals uitval of wat qualifying rounds toe gaan en so, soos dis normale mense wat moet werk. Jy kan nie 'n lewe maak of van nie. En die probleem met dit is dit maak jou competitiveness minder, dink ek. En dit maak dat mense vroeg opgee. So jy sien nie kans om deur te druk om in jou peak te kom van sê maar 25 en up nie, 26 en up nie. Maar voor dit hy stop en sê weet jy, daar is in elk geval nie 'n karier of geld hier nie. Kom ek fokus net op pottery of op spoedpylrook of iets. Ja, kyk dit is 'n moeilike een want ek dink tog deur die tyd verdien jy geld, maar die Olympics se beginsels gaan mos nou maar eintlik daaroor laat dit oor die medalje gaan, die Olympics spesifiek en dat jy nou nie geld ontvang van die Olympics komitee af nie. Maar jy kon ook in Singapore gewees het en 'n 2-man woonstel gekry het vir jou eerste prys as jy 'n medalje wen. Fair enough. Maar jy is nie, so jy kry R400,000 wat in elk geval niks werd is in buitelandse currency nie. Vir 'n goue medalje. Ja. So ja, dit is 'n moeilike ding, maar dit is 'n ongelooflike tyd. Ek dink die Olympics is nogals iets wat mense bymekaar bring en jy's altyd opgewonde om dit te kyk en jy kyk sporte wat jy in jou lewe nie geweet het eers sal is nie. Dit bring my eintlik by my volgende vraag. Hoekom the fuck is 3 versus 3 basketbal 'n Olimpiese sport? Sokker, ja, dit is die worst. Ek stem saam, maar sokker ook. Dit maak nie sin nie. Die ouens stuur nie eens hulle top ouens nie, maar ja, 3v3 basketbal maak nie sin. Ek kan nie wat is ek is nou op 'n ding wat ek probeer kyk, wat kan ek realisties oor 8 jaar as ek nou commit naweke opoffer en dan die laaste 2-3 jaar sê maar nou all out gaan. Waarvoor sal ek kan qualify vir die Olympics? Want ek wil flip graag 'n Olympic tattoo kry, maar ek dink jy moet dalk skiet probeer. Daai lyk of daai ander ankel dit goed reg gekry het om net 'n geweer op te tel en te skiet. Ja, maar ek bedoel, jy was saam gewees toe ons kleiduif skiet. Ek dink ek het nader gekom om die ding te probeer gooi as om met 'n halfuur geweer te skiet. So ek weet ook nie of dit die sport is nie. Ja. En my kop begin dadelik by 100 meter. Ek op die gedagte om te probeer realisties wees. Hoe vinnig dink jy sal jy nou 100 meter? Ek het niks minder verwag. As jy nou eerlik moet wees. Is daar nou 'n bietjie van 'n delay daar? Ja, skus, ek sien nou my Wi-Fi is bietjie af. As jy nou 'n 100 meter moes hardloop, realisties, wanneer jy sê jou tyd wees. Ons het gisteraan daaroor gepraat. Nee, in die week daaroor gepraat oor die naweek. Toe probeer ons nou onthou wat ons op skool gedoen het, maar ek dink dit was klaar shocking genoeg, so ek weet nie of ek dit in die publiek wil hardop sê nie. Maar ek back myself om miskien by 12 uit te kom. So sub 13. Ja, nader aan 12 as sub 13. Ja, maar ek is realisties op
hopelik sit 30 pone. Ja. Ek dink so. Ek weet nie of ek sal nie, maar as mens dalk bietjie rug insit. Dis my son het nou opgekom maar by jou. Ja, skus, ek het net hier nader aan die Wi-Fi router kom sit. Maar great. Ek is dan werk gelukkig in het 'n op eerste YouTube. wêreldse land so. Dit gaan goed hier. Ja. Touch wood. Nee, so dis eintlik die twee goed. Een wat ek jou vra is, wat se sport dink jy sal jy kan qualify realisties, so nie vir die beste kans om te kan qualify? Man, ek dink mens sal dalk met iets so skiet as mens dit gereeld doen of ja, dan definitief iets wees wat dan nie baie aangaan nie. Ja, skiet dink ek maybe give me a chance, boogskiet. Ja. Seker maar die beste ja. Pyl en ja, ek dink pyl en boog ook. Ja. Nie dat ek dink dit regtig realisties is nie, maar amazing. Ja, ek bedoel, either way, dit bly die Olympics. Die mense wat dit doen is die beste 20 of 30 in die wêreld. Sê gou vir my ander ding nê, hoekom is ons so sleg in die Olympics? Wat maak ander lande beter? 'n Land soos Australië. Oh, Linkie. Ek weet nie. Sorry, ek dog net op ek. Dis sê dog ek het 'n background. Maar as jy in die background instap, dan gaan jy deel van die background. Ek weet nie, ek het ook vandag daai gedagte gehad want ons het verstaan 'n groot talentpool in terme van bevolking het ons baie meer. Ek dink ons gee nie ons het nie genoeg aandag aan die goed nie want die universiteitsinstansies is ook goed en groot en ek weet nie, ek weet nie. Dit voel vir my ons mense is soos op junior vlak kompeterend. So as jy kyk soos na die Junior Olympics en die Africa Games en so, is daar altyd 'n hekkies atleet en 'n verspringer en 'n hoogspringer en goed. Min mense maak dit en dan naïef. Maar dit is hier 25 en op, maar ek dink dit dra by tot die ding van jy kom op 'n punt waar jy sê ek gaan net eerder swat in 'n lewe maak as om nou te aanhou probeer oefen om R400,000 elke 4 jaar dalk te maak as ek die beste in die wêreld is. Ek weet obviously endorsements en sponsors aan 'n toernooi, dis dan net maar ek dink dit speel ook 'n groot rol. Is daar's net die financial game. Ja, maar wat ek net wil vra is ek het vandag gekyk na 'n ding toe dis nou die best performing countries per capita. So toe slat Australië nommer 1 en Nederland nommer 2. Nederland kan ek verstaan in terme van atlete want hulle mense is net soos belaglik diegene wat hier rondloop in terme van lengte, in terme van dis groot mense soos hulle is regtig. Ja. Die gemiddelde persoon is redelik lank. Hoorie, breaking news. US track and field have confirmed Noah Lyles has COVID after coming third in the men's 200 meter final. Okay, maar fuck off. Jammer. Ek bedoel Dexels gaan weg. Dis simpel. Ek het nou 'n lys opgemaak my top 3 least favorite athletes of all time is updated. Naomi Osaka bly 1. Dit gaan 'n wonderwerk vat om haar weg te vat. Maar Zverev is gekiek derde toe. Hy het 'n beter performance die laaste 18 maande. So hy kan eintlik amper uitskuif, maar daar's nog nie iemand wat verdien om in te skuif nie. Maar Noah Lyles het homself. Nee, Djokovic het die Olympics gewen. Hy wenk te veel om daar te sit. Verstaan? Net losers is in daai top 3. Sit daar, jy kan nie. Sorry. Jy kan LZ kom neem deel. Jy praat so mooi met Linkie en ek kry vieslike stares. Okay, moet ek sê menstrueel. Ja, ek sê is. Ja, dis fucking weird. Ek het seker 'n bietjie hard want ek dra oorfone, so ek kan nie hoor hoe hard ek praat. Ja, jy het so hard gepraat hier. Nee, maar okay, so jy derde is Zverev, dan Osaka en Noah Lyles. Noah Lyles is 2. Naomi Osaka 1, Noah Lyles 2 en dan Zverev 3. Maar mense kan seker die lys nog 'n bietjie langer maak, maar Coco Gauff is ook nou nie vir my 'n heel groot gunsteling nie. Sy sal vir my ook in die top 10 iewerste inkom. Sy nou die laaste tyd het sy bietjie oudertjie van die Wimbledon af het sy bietjie snaakse goedjies begin doen. Sy moenie down that anxiety en crowd hierdie Naomi Osaka storieetjies. Maar ja, die ding is nou onthou Noah Lyles het hy het asma gehad, anxiety gehad, depression gehad,
gender identity iets gehad en nou het hy COVID en hy het heeltyd iets. Ja, maar dis met jou storie moet mooi maak. Dis al hoe jy by Idols ook kan inkom. So jy moet Ja, die en storie. America's Got Talent. Ja. Ja. Ja, daar is ander onder dieselfde skip. Maar in any case, moving on. Die grootste ding van die Olympics wat sover amper gebeur het is daai vroue speler van Amerika, die 7 speler, daai Ilona Maar of something. Het jy gesien hoe belaglik baie followers sy bygekry het? Sy het iets soos 700,000 ingegaan. En sy's nou, ek het dink vanoggend gekyk, so sy 3.4 miljoen followers. Ja. Dus Dat is wat, sy belaglik. het eers meer content nie, om eerlik te wees. Ja, ek dink sy kickstart 'n Boeing laat dit goed gaan. Soos dit daai Met haar vrou yes, en haar skouers. Sy sal vir jou rol. Ja. Ja, dis great. Dit is exposure vir die female game, dis exposure in Amerika wat 'n groot untapped market is. In die broader spektrum van die game is dit 'n goeie ding. Ja. Kyk. En dan laaste ding so op die Olympics, ek dink Suid-Afrika het weer underperform overall in terme van hoeveelheid medaljes wat ons gaan terugvat huis toe, maar ons het dan nog so 1 of 2 hopefuls. Ek dink ons aflosspan staan 'n goeie kans. Ons het 'n 18 en 'n 19-jarige wat in die span hardloop. En hulle het flippe goed gedoen nou die dag, so ons hoop hulle kan vir ons nog 'n medalje bring en dan dink ek as 1 of 2 outsiders ook nog dalk met die vroue spies gooi wat ook wat as iemand in het wat dalk 'n kans kan staan nou. Ja, ek gaan nou nie eers maak of ek probeer omgee oor vroue spies gooi nie. En dis nie seksisties nie. Ek gee ook nie om oor mans spies gooi nie. So dit is daar's nou sexism. Dankie vir die klarigheid, die duidelikheid. Ek's woke. Ons het niemand Daar's 'n getwyfel man wat nie, kan Louis. daar's 'n man wat kan swanger raak emoji op jou WhatsApp? iPhone. So, ja. Rara. So as jy gaan kyk, daar's 'n swanger man emoji. Mans kan swanger raak. Jy nie geweet Okay, nie. next point. Cricket, Proteas Het jy? is weer terug in die toetsarena. Ja, so al die mans wat daar speel kan swanger raak. Volgens. Okay. Nee, ja, terug in die toetsarena. Tony De Zorzi, mooi wat 79 odd amper 80 daar in die ballpark. Ja, good score. Sou like om dit te convert. Hy's uit op 'n ek het nou toevallig gekyk dis live gekyk. Reverse sweep in eerste slip se hande en dis is fyn. Hy probeer pressure op die spinner sit en ja. Jy moet hy baie goed in die spinner se wet, baie mooi. Tristan Stubbs het flipping goed gelyk. Ja. Net compact tegniek, baie AB de Villiers-esk in die sin van daai bal onder die oë speel, flipping goed. Ja, Themba doen ook alright. Ek het nou nie gesien hy's al oor die 80. Ja, so dis great. Ek bedoel as hy lopies maak dan is dit goed vir almal. Verstaan? Want die ding is omdat hy gaan daar wees. Hy's kaptein en daar is nou obviously 'n relative political incentive om dit te hê. So hy kan net sowel lopies maak. Dit is net goed vir almal as hy runs maak. So dis great. Ek dink op die toetsarena sover het hy het regtig sy kant gebring. Ek dink mense kan te veel op hom op die toets kan sê nie, maar daar's 2 goed wat vir my bietjie pla oor die Proteas nog en ek dink die eerste een is ons bowling line-up. Hierdie game dink ek is nou 'n bietjie van 'n uitsondering. Ons het 'n wow batting line-up, maar wat alweer nie perform nie of ongelooflik perform soos ek dink hulle moet nie. Maar ons bowling diepte is regtig bietjie van 'n probleem op die toetsarena voel ek. Ek dink ons het ek weet ons het 'n besering hier en daar, Andrieg Morkee, Gerald Coetzee is ook beseer. Maar ek is net so 'n bietjie bekommerd oor ons bowling stocks wat nie vir my heeltemal daar is nie. En dan die ander punt wat ek het is ons het hierdie ongelooflike talented batsman, maar ons dominate nie. Ons dominate geen span nie. Niemand is bang om teen ons batting line-up te speel nie. Al is ons ongelooflik goed. T20s, miskien nog eendag reeks, 'n ander saak. Maar ons potensiaal wat ons het versus wat ons doen op die stadium is vir my regtig dis nie lekker om te sien nie. So dit maak my nie opgewonde. Ek bedoel Aiden Markram wat nou lank in die toetsvlak net nie sy kant bring nie. Setup is, ja. De Zorzi het nou goed gebat, hy het baie talent. Tristan Stubbs is nou nie in toetskriket, maar soos hoop maar hy kan bietjie dominance bring. Ons bat dalk goed en ons face almal 80 balle, maar ons maak miskien 40 lopies na 80 balle. En dit voel net vir my
dis ons is nie 'n vrees en hulle is nie bang om teen ons te speel nie, want hulle weet jy gaan jou uitkry of jy nou 50 of 60 maak, dis die max. So jy gaan nie sommer bo dit nie. En dis my eintlik 'n bietjie van 'n bekommernis. Daar is 'n restructuring van 'n team, so hulle wil hê die ouens moet tyd in die middel spandeer. Dink ek is 'n groot ding. So dit help jy onthou Tristan Stubbs is 'n aggressive player. Maar jy wil nie jy moet kom en net probeer dominate van bal 1 af. Ja, sit die balle weg, maar kry tyd in die crease. Leer die game, leer die trade, gaan struggle vir 50, gaan struggle vir 30. Ek is fine met dit. Ek dink mense moenie vaskyk in baseball nie, want ons is nog nie daar nie. Onthou, hulle sit met 'n batting line-up met 'n Joe Root in wat soos dis 'n anker. Ons anker is Temba wat nou verby R3000 is en hy speel van 2012 af internasionale cricket. Hy's nou verby R3000. Ek beloof vandag verby 3000. En nee, ek het dit gesien, maar dis 'n goeie punt. Ja, en Joe Root speel van sê maar nou 'n jaar voor hom af of ook dieselfde jaar begin. En hy is nou wat nommer 7 all time. So jy moet ook verstaan hulle het ankers en hulle spanne sê jy vir Ben Stokes wat die grootste game changer is in die wêreld. Ollie Pope op 3 is ek dink hulle probeer met Tristan Stubbs replicate wat Engeland met Ollie Pope reg gekry het. En ek dink hulle wil die rol gee wat 'n Zach Crawley en 'n okay, is nie heeltemal maar Aiden Markram kan 'n Zach Crawley rol speel eerder Tony Zoris is nie reg Ben Duckett nie, maar similar, ek dink dit is die plan, maar jy moet eers kan jy vir hulle sê okay, speel presies so nie. Hulle moet eers gemaklik raak in hulle ability en ek verstaan dit ook en ek weet ons speel min toetskriket. As Proteas speel ons die minste van almal op die hoe kan man sê al die toetsspanne wat speel. Ons het by verre die minste toetse, maar dis maar net ek dink is punte wat mense aan moet verbeter as ons weer na die top 2 in die wêreld toe wil gaan met dit. Maar ja, sommer op die volgende punt, want ek dink ons lesers gaan bietjie verveeld raak as ons tot 1 uur in die aand aangaan oor dit. Maar ons lesers en ons vrouens. En ons vrouens. En hulle ondersteun nie ons visie nie. Nee, hulle is hier nie. Dis tegelijk niemand hier nie. Die helfte van hulle. Currie Cup is baie hulle jong spelers wat deurkom. Wat hulle het en wat se squad diepte hulle het en op wat se goeie stand hulle staan. Ek is ongelooflik opgewonde oor daar aangaan. Natuurlik wil ons bietjie meer trofees in die kassie begin sien, maar die diepte kom net deur en deur. Ek bedoel daai span wat ons laasweek teen die Cheetahs opgesit het wel gedra op die ouene, maar daar is geen ander unie wat dit kan doen as Suid-Afrikaanse rugby nie. Ja. Lommies per. God. Love you, God. Ek stem saam, dit is die groundwork wat Jake White ingesit het oor die laaste 4 jaar. Onthou, hy het 2 seisoene terug sy jaarsies, ekskuus, hy die pille baie swak gedoen. Baie swak span. Hy het van die begin af van Eldridge Gelou, David Creel, Kainan Moody, Aronside, al die ouens geback van vroeg af en gesê, hierso is dit, jy speel saam Mornestein en Bismarck en Marcel Coetzee en die res van die span moet nou maar fine wees. André Norke, Roan Norke. Ek dink 'n ou wat ek vrugte gepluk het van daai stelsel is Gerard Steenekamp. Hy het al goeie rugby op die stadion. Ja, maar hy word gekies in 'n boksspan waar verstaan ons stitte is ons mees versadigde posisie. En om daar met ouens met baie caps om jou om nog steeds daaraan na te kry, okay, daar is nou beserings wat in sy guns dan, maar jy nog steeds jou kompetisie is so diep in daai groep. So dit is crazy. En dan ook maar ook Puma speel lekker rugby. Griquas is bietjie disappointing. Griffins, ek like wat die Griffins daar probeer baie hard. Ek weet jy, hulle het 'n 28-jarige bleskaptein. Ek weet nie hoe oud hy is nie. Shame. Maar hy en 'n 7-ster Dewald die man op fly. Vleuel. Fly. Hy speel hy fly. Maar wat fly? Vleuel. Daar 'n ou wat sê hulle daai game teen die Cheetahs 2 weke terug. Wat hulle amper geveg het. Dit was so ver agter. Dit was ver agter gewees. Toe is ook close geweest, 40 in die 40s al twee tellings.
Maar daar's so 'n vleueltjie gewees wat ook blykbaar 7 gespeel het, maar ek murder dit nou. Maar hy het so Ek brilliant sal- drie gedruk wat hy net deur die Ek sal 'n middel bietjie gaan doen. gepop. Ja. Maar nee, Currie Cup is goed. Dis soos ek sê, dit is exciting. Dis die jong talent wat ingebleed word, wat lekker is. En die squads rus hulle URC spelers. Wat great is. So soos byvoorbeeld by die Bulle, ouens wat nie by die Bokke is nie, soos 'n Embrose, David Kriel, Roan Orkee was nou opgetrek Bokke toe, maar voor dit, soos die ouens het gerus, hulle het nie gejol nie. Baie nodig. Ek dink dit vir ja, baie in ons gunstel en obviously bleed jy 'n paar youngsters ook wat nou deurkom, so ek dink dis great nuus. Dit sal vir my, soos jy gesê, die Puma speel goeie rugby, ek sien hulle lê 4de. So dit sal vir my ons praat oor great wees. Dit sal flippend great wees as al een van die kleiner unies net weer in die semis kan kom. Cheetahs moet natuurlik al wees. En dan gaan mense vir die Leeu's ook 'n kans, want hulle doen ook goeie goed die laaste 2-3 jaar, hulle moet net begin wenne kry. So dit is my great, en dan sien ek ook die Stormers het vandag vir Dave Ewan of so iets gesign van Engeland. Hy het soos oor die 200 caps vir is dit vir Bristol of ek kan nie onthou vir wat se span nie, maar hy het soos oor die 200 caps, so hy is 'n Zimbabwean born. So wat speel hy? Ja. Slot. Hy speel 8ste man, hy is Evan Roos en Ben Jason wat nou opgetrek is 'n plek. So hy hulle het hom bietjie daar vir diepte ingebring, maar jy sal hom dadelik herken. Hy lyk soos flipping the Hunchback of Notre Dame. Hy het soos oorrig wat hier agteraf oorklim. Ja, awesome. Ek like dat hulle ook ouens inbring. Die geld is hier. Ek bedoel Sia wat terug gaan Sharks toe. Ook massive. Ook massive. Maar dit maak dit sin. Ek kan nie verstaan hoekom hy obviously financially verstaan ek dit. Maar ja, 100% ek verstaan, maar mense verstaan dit ook. Hy is die grootste brand in rugby. Nou die Amerikaanse Sevens vrou nou. Maar hy is die grootste brand verstaan in rugby. Ja. Ek dink dit is goed vir Suid-Afrikaanse rugby. Dus ek neem aan sy gesin en alles het net nie ingepas daar nie. Anders sou hy dalk nog 'n bietjie langer deurgedruk het. Dink hulle is al klaar terug in die skool, klink my in die Kaap. So, maar die Currie Cup is exciting, is lekker rugby man. Dis regtig lekker om te kyk. Ek mis dit verskriklik baie om op 'n Saterdag so 'n banger te hê en rugby van die oggend tot die aand te kan kyk en al hierdie games te kan follow. Probeer maar die highlights so inwerk hierdie week, maar dit is genuinely lekker om te kyk. Is bietjie los, is bietjie lekker. Maar nou kom ons by die groot honde. Die naweek is dit alweer so. Verander ons van topics vroeg. Ja, weer eens, ons gaan hierdie uitgefigure as julle volgende keer kom en sien video's wat sommer terwyl ons oor 'n topic praat, dan gaan ons goed invloed wat relevant is tot wat ons praat. Imagine ons sit nou hierso is so shot dat ek nie weet hoe hy nou gaan lyk hier. Ek dink ons gaan 'n social media manager moet aanstel, want ek is baie bang vir al die goed wat jy gaan laat invloed van die kant af. Nee, maar dis live, maar sê maar nou ons praat oor die Springbok span. Dan is ons 'n ding wat ek hierso maar ek weet nie hoekom, maar ek hoor seker die artikel ding moet ek hier insit. Maar in 'n geval, maar wat jy soos 'n nuusberig of soos 'n wat jy soos 'n foto of iets kan insit. So ons kan 'n team sheet opsit langs ons en dan daar praat. Daar's cool. Ja, dis great. Dit sal flippend cool Ja. is. Anyways, Rugby Championship. Great. Bokke Aussies Saterdagoggend 6:45 en dan Nieu-Seeland Argentinië 9:00. Dis ook eintlik ongelooflik lekker om jou Saterdag so te kan begin. 100% jy die hele dag voor. Al probleme is nou met jou biertjie drink. 6:30 die oggend. Net om. Wat s'ie bet wat ons gaan hê? Jy moet 'n foto post op die groep as die Bokke afskop met 'n biertjie. 'n biertjie? 100%. Klink goed. Dit klink vir my baie goed. 'n brandy. Nee. Gaan nie. Ja. Dis sterk genoeg vir dit. Ja, 100%. Ja, nee, ek is flippend op na die Bokke het natuurlik 'n paar calls gemaak. 'n bietjie anders te span gekies. Ek dink die twee posisies wat uitstaan is redelik is Elrich op 8. Soos wat julle almal al weet, nie my gunsteling posisie vir hom is nie. Ek is baie bly hy kry sy kans in die boktrui teen 'n groot span.
Hy verdien dit uit en uit, maar sy posisie is 7 en nie 8 nie, voel ek. Tensy dit 'n baie tight game gaan wees, maar wat ek nou wel dink nie teen die Aussies noodwendig so gaan wees nie. En dan in tight in terme van struktuur en sulke tipe goed. En dan Sasha op 10 wat ek verskriklik bly is oor. Dis hy verdien ook sy kans. Ek dink ons moet diepte bou, Manie sal weer 'n bietjie vorm kry, sal weer 'n bietjie beter doen, maar dan het mens ten minste 3, miskien 4 met Damian Willemse wat ook sal terugkom fly-offs op die circuit. Ek bedoel, laas jaar het ons gesit en ons het nie geweet wie ons tweede fly-off gaan wees nie. So dit Pap was op die tyd. Ja, Faf het reggemaak. So dis my die 2 punte wat ek dalk wil raak op die span. Ek weet nie of jy iets anders het om by te voeg nie, maar dit is opwindend. Ek dink is lekker om jong ouens te sien. Ja, ek is excited om obviously beserings enable dit, maar RG wat begin. Ek dink hierdie nuwe style of play suit hom baie goed. En ek hou net van die idee van 2 trokke op slot, verstaan jy, Eben en 'n RG. Is net dis massive. So ek hou baie van dit en ek dink dit kan future, soos dit kan vorentoe lekker werk. En as jy kan begin 80 minute uit trek, verstaan dat hulle vir 80 minute net central field bash, dan kan jy 'n vars los trio opsit. Verstaan wat 'n ander game is, of vir Pieter Steef te Toy dalk as Ben Jason opkom, slot toe skuif in RG se plek of in Eben se plek. Ja. Ek bedoel hy gaan nog steeds vir dieselfde work rate gee. Dit is maybe dan net 2 van hom op die veld met Ben Jackson wat 'n like for like. Replacement is so nee, dit is en dan Elrig op 8 ek verstaan dit. Kwagga was nie up to standard in die beginrol op 8 nie. Sy impact van die bench af is belaglik. So dit gaan interessant wees om te sien hoe Kwagga van die bank af doen of hy sy oef gaan hê en of dit 'n vormdip is of dit 'n ding is van hy het in Japan gespeel nou vir ek soveel uit maande en hy's net nie op vorm nie. Ja. Maar ek verstaan die Elrig goal, dis solid, jy weet wat jy gaan kry. Jy weet jy gaan hoog ors kry, jy weet jy gaan harde werk, jy weet jy gaan 'n hard stamp kry. Jy verloor baie flair en jy verloor baie handling. Maar ek dink met Sia wat weier speel, vat hy weer die running rol van die 8 af, waar Elrig speel meer 'n enforcer, Dwayne rol sonder distribution, moet ek amper sê. Ja. So ek stem saam met die posisie. Die gameplan vir my, ek dink die strategie moet redelik teen Australië wees om dit veral in die begin styf te hou, druk te bou, nie te los te wees nie, want hulle agterste 3 is verskriklik gevaarlik. En ek dink hulle leef uit bietjie counter-attack, bietjie losser spel, bietjie die bal rondgooi. As ons hulle gaan hou in die begin en ons kan druk bou en dalk bietjie scoreboard pressure in die begin, dit so doen, dink ek is ons beste kans om te wen. Kyk, ek dink nie ons moet 'n vinnige tweede helfte verwag van ons kant af. Ek bedoel jy bring 'n Kwagga, Marco van Staden en dan obviously Pollard ook in. So om die game af te finish en ek dink hulle gaan die game redelik stadig maak, breakdowns contest. Dit is redelik wat die blueprint vir ons sê, maar ek dink ons moet in die begin te los gaan teen hulle nie. Ek is baie op my hoede vir hulle. Obviously 'n span wat bou, wat moet klim. Hulle is sag voor, soos dit is waar RG en Eben hulle ding moet doen en ons gaan definitief volgens my bietjie dominansie daar moet hê en die game redelik vashou, anders kan hulle met dit 'n paar drie druk wat ons nie verwag nie. Wat ek nie van hou van hierdie game is nie, dis 'n game wat ons veronderstel het om te wen. En dit maak dit vir my slippery. Dit is wat dit verstaan. Jy kan, dit is daai ding van as hulle in die game is met 20 minute om te speel, is jy in die moeilikheid. So jy moet hulle, dit gaan van die begin af moet gewerk wees. So dit is 'n slippery game. Hulle is heeltemal in 'n rebuilding phase. Ek dink hulle het in hulle span 'n klomp genuinely average spelers. Wat hy Lacio wat die fly off? Lacio. Ja, nou Lacio. Ja, so hy is my Sê Sasha Feinberg en KwaZulu. Sasha Feinberg Zulu. Sasha Batubela Feinberg en KwaZulu. There we go. Sasha Feinberg Zulu. Zulu. Ja, kyk. Bokfly. IT. Bokfly. IT, nou cancel culture ek myself deur om te probeer dit reg doen.
Ja, so ja, excited vir die game. Ek hoop dit is 'n 20+ deficit want dit is wat dit moet wees, dink ek. Net in terme van hulle is op die laagste punt van Australiese rugby en ons is op die hoogste punt van Suid-Afrika rugby. Maar dis nou die So, ding, dis dis daai die- kurwe, hy maak so ons Ja, volgens ja. die natuurlike kurwe is ons stel hom te af en hulle is definitief op die op. Maar ons sê dis 'n slippery game en elke jaar sê ons moet hulle wen. Maar die laaste 5 games dink ek hulle het 3 gewen, die laaste 5 keer wat ons hulle in die laaste 2 jaar gespeel het. So dit is nie 'n hulle het verskriklike goeie rekord nie. Ja. Nee, hulle het ons laas jaar vir die World Cup gewen. Quite Cooper Exactly. se penalty behind. Ja. Ja, En en toe los ook hulle vir op Quite Cooper Sandkop wat sold out is, is 50,000 plus Australianers wat daar gaan sit, obviously 'n paar Suid-Afrikaner expats. Maar ons het nog net een toets in die laaste 12 op Sandkop gewen. So dis nie 'n happy hunting ground nie en ons gaan definitief moet jol om te wen. Dit gaan nie net daar wees in 'n walkover nie. Ek hou bitter baie van Joe Schmidt. Ek hou van sy approach tot dit. Hy's baie kalm en rustig en metodiek amper in wat hy doen. En daai is 'n ou met verskriklik baie kennis en ervaring. So ek gooi hulle definitief nie uit nie. Ek dink nie dis 'n game wat ons voel ons is veronderstel om te wen as jy na World Rankings kyk, maar in terme van hulle bouproses, strategie in Australië, ons rekord in Australië, is dit nie 'n walkover nie. Ja, ek stem saam. Dit gaan cool wees. Dis rugby championship, verstaan? It's back. Ja. It's back, baby. Dis nou die opwarm games is verby. We're back. Maar ja, die volgende game vir die naweek is nou obviously New Zealand Argentinië. Ja, wat ook 'n interessante game is. Ek het eintlik 'n paar opinies oor New Zealand. Vir die eerste keer vir my voel dit die threats is nie all across the park nie. Dit het altyd gevoel dit is die slotte is 'n Brodie Retallick en Sam Whitelock gewees en die verstaan met die Lossies, die Lucies verstaan whatever generasie oor die laaste kom ons sê tot basies 2019. Enige generasie Lucies, halfback pairings, obviously centers, vleuels voor. Soos ewe skielik voel dit vir my ek proef wie hulle slotte. Nou, Scott Barrett is beseer. So, ja, dis 'n jong nuwelinge, ja. Wat? Verstaan? Ja. Ek dink tog mense verloor 'n bietjie gevoel met dit omdat mense nie meer super rugby kan kyk nie, so mense weet nie wie op vorm is nie, maar ek stem saam, dit is nie 'n unsettled span nie, maar dit voel nie soos Invincibles nie. En dit is eintlik half lekker, selfs met Damian McKenzie op 10. Not very solid at the moment. So dit voel ook net vir my Damian McKenzie se ou wat jy van die bench af moet bring. Hy het baie goed gespeel teen Engeland. Ek stem nie saam met jou nie. Hy was fucking phenomenal. Yes, ek dink hy het baie bal. Ek hou daarvan dat hulle vir Bowden Barrett op 15 gesit het. Ek dink hulle twee saam in die span is brilliant. Ek sal vir Bowden Barrett elke dag van die week speel. Hy's fucking phenomenal. Ja. Maar die Mac is very nice. Die Mac so as jy in New Zealand speel en jy het aanval voor voetbal, maar en ek vat niks van hom weg, hy is 'n ongelooflike speler, soos hy kan die game van enige plek af draai. Ek dink net, as jy in terme van 'n goeie structured 10 fly-off, wat jou in tight games elke keer gaan red, hy het nie ongelooflik sleg gespeel nie, maar hy was nie so ongelooflik goed gewees nie. Ek dink Bowden Barrett het sy gat gered daar, in daai een toets wat hy opgekom het, en flippend brilliant goed gedoen het, en hulle het ook op die ouene maar net gewen, hulle het nie so impressive gewees teen Engeland nie. Ja, maar dis wat ek gesê, dis 'n super solid unit, voel dit en 'n squad depth voel nie vir my so great nie. Ek bedoel, die een switch wat hulle nou kon maak, hulle sê maar nou bevoorreg is vir Rico Johannes sê, jy's 'n bietjie 'n one-dimensional player, soos kies vir Anton Lienert-Brown. Wat ek nou uitgevind het, Anton Lienert-Brown is 29, so hy is jonger as ek dink, hy is ek dink hy is ouer, en hy het al 72 caps gespeel, waarvan 41 starting is. Sure. Soos, ek het gedink sy stats lyk glad nie so nie. Hy voel vir my altyd soos hy is die ou wat inkom op 'n besering en hy is al daar van 2004 af. Hy is nog heeltyd daar. Maar ja, hy's jong. Ja. 72 caps al. Hy soos hy gaan 'n Anton Lienert-Brown gaan 'n Centurion raak. En dit voel ook vir my weird. Want hulle Centurions is Sam Whitelock, Kieran Reid, Richie McCord, Dan Carter.
Owen Franks, dis die Centurions. Verstaan, dis die Legends en Anton Leonard Brown. En Bowden Barrett. Maar verstaan, dit Ja, voel nee, dit is nogals interessant. Ek het nie geweet hy's so jonk nie. Ek bedoel hy's baie jonger as Jesse en Damian. Dit is kyk, ons het nou Keenan Moody ook op 13 en Lucanio wat beseer is. Met Andre Estreisen ook, so daar het jy 5 of 6 goeie opsies op center. Maar is ook ouer ouens behalwe nou uitsluitend Keenan Moody. Dis ouens wat ook al in hulle 31, 32 is. So ek sal ook nogals dit geniet om iewers te nog 'n jong sentertjie op 'n stadium in die volgende 4 jaar kans te gee. Veral binne. Wat ek 'n interessante opmerking wat ek gister gehoor het van 'n vriend af is wat is die possibilities vir Manie op 10, Damian Willemse op 12 en Sasha op 15 en Sasha Skopale toe. Dit kan baie gevaarlik wees as basiese stommerspan. As jy wil running rugby speel met sê maar nou JC in die middel van almal. As jy in die World Cup group games kom en jy moet met 80 punte wen, ja, goeie opsie. Ja. Ja. Ek weet is dit 'n interessante gedagte. Ek dink nie dis so far-fetched nie. Ek dink dis eintlik nogals nie 'n slegte manier om daarna te kyk. Ek dink jy kan dit dalk teen die AG's try of so, maar ek sal dit nie nou veral met Manie se vorm dadelik doen nie. Ja, maar onthou, Damian Willemse is ook reg hier. So nee, ek praat net van 'n future combo. So oor 2 jaar. Oor verstaan jy, leading into a new World Cup. Met 'n inform Lucanio op 13 en dan 2 vleuels, dan het jy 'n flippin spannetjie hoor. Dan is dit die most skilled rugby span backline ooit. Voete gewys, ja. Ja, en hande en ja. Ja. Anyways. Wil ons iets oor Argentinië? Man, net laat hulle verskriklik disappointing was teen Frankryk met 'n Franse span wat 17 debutants gehad het en 4 in die tronk, verstaan, soos dit dit was nie 'n baie settled groep nie, so ek hoop Philippe Contepomi kan iets daar doen, want hy is soos 'n legend vir Argentynse rugby. Daar kan hy 'n bietjie daai vure aansteek en die vrys gebraai kry aan hulle kant, want ek is bietjie teleurgesteld in hulle en dit lyk ook nie of hulle verskriklik baie jong ouens deurkom nie. Ek sien hulle het nou hulle baba bokkies of hulle baby Puma kaptein wat agste man gespeel het, is nou op die bench, wat ook 'n jongerige ou is, maar wat hy debut kan maak. Maar verder as dit is hulle nie regtig, voel nie vir my daar kom ouens deur nie. Ja, hulle rugby voel vir my dis baie stagnant, want hulle is baie reliant op Europese rugby vir hulle topspelers om exposure te kry, geld te kry en om te kan jol. Ek bedoel hulle local leagues is unheard of. Hulle obviously met super rugby is nie meer soos hulle dit is hulle is die cheetahs van wêreld rugby eintlik. Soos jy like hulle, dis jy support hulle altyd as hulle nie teen jou speel nie. Maar Texels boys, hulle is net aan die verkeerde kant van die wêreld. En hulle Augustine Creevy is soos die cheetahs se Frans Steyn toe hy gaan iets Vrystaat, verstaan, is soos hy is nog steeds daar. Maar ek weet nie wanneer hy gaan hy aftree van rugby, tree af in regte lewe ook, en maak hy klaar gaan hy ou huis toe. Ja. Het ek ook nog hulle moet obviously nou by die bokke moet hulle skoplesse, so maar ons vir Naas Botha bel om sê maar vir Manie te kom help skop. No way, jy bring dit vir Vloksel hier terug in Frankryk af, vergeet van Naas. Bring vir Vloksel hier terug. Maar dit is eintlik interessant want op dieselfde method moet Frankryk se onder 18s vir Ryk Netling bring om hulle te leer swem. O shit, ja, ek het gelees daarvan. Dis eintlik moer erg ou. Dis moer erg. Ons gaan dit definitief kat. Daai is dit ek gaan net daai grappie maak. Shame die ouetjies. Ek dink jy's mag kat, jy het gesê ons kat niks. Ek bedoel dit is in Afrikaans. Ons hoop pak om goeie nuus daar uit. Dis nogals rof. Ek twyfel. Maar ja, ons hoop faith like potatoes. Okay, nee, maar wat is jou prediction dan? Wat dink jy gaan die naweek gebeur?
Suid-Afrika met 24. Okay. If it goes to plan. En New Zealand met 11. Okay. Ek het Suid-Afrika met 3, 22-19. Ek dink dit gaan 'n baie tighter game wees en dan dink ek die All Blacks gaan redelik weghardloop met hom. Ja. Die All Blacks gaan redelik weghardloop met hom. Ja, sorry, maak maar klaar. Nee, dis die delay wat ons vang. Nee, ek sê dit is die IFO en OR, verstaan, Suid-Afrika gaan of 20 plus of verloor of net wen. Soos Ja. daar's nie 'n 10 punte margin. So basies alle moontlikhede, dis eintlik maar alles. So ver wen of nie ver wen nie, of verloor of ver verloor. Ja, of gelyk opspeel. Ja, dit is ek dink met Australië is dit maar altyd die gamble. En dan dink ek die All Blacks Argentinië, hulle was hom net so treurig. Ek kan nie dink dat hulle weer 'n 2021 shock op die wêreld kan bring die All Blacks in New Zealand wen nie, in Wellington nie. So ek 43-16 New Zealand. Ja, ek wou dit sê. Overall dink ek ons staan 'n goeie kans in terme van squad stabiliteit. Dink ek die Bokke is definitief by verre voor die res. Maar soos wat die rekords nou maar spreek, ons het nie 'n verskriklike goeie rekord in die Rugby Championship in terme van die trofee lig op die einde nie. Maar ek dink dit gaan maar baie tussen wat nou die naweek gebeur met Australië gaan bepaal wat ons gaan doen vir die res van die toernooi. Ja. En of ons 'n kans gaan staan om te vat, maar ek dink die All Blacks is maar steeds favourites. Ek dink met hulle rekord op die kan mens nie weggaan daarvan af nie. Ek sien nie dat Argentinië Australië doen. Ja, ek dink die filosofie van wat Rassie nou probeer instil is die ding van cool die World Cups, ons wil nou beter doen tussen die World Cups. So ek dink hulle gaan obviously 100% vir dit gaan. Dit is die doel is om aanbiedend te wees. Verstaan? Ja. So Ja. nee, ek is positief. Ek dink die squad depth is daar, die squad is daar, die regte ouens, daar's beserings, maar die beserings is ook fyn. Dit gee vir die regte ouens weer kansse. Ek is nie 'n groot fan van Salman Mourati, maar dit is net persoonlike opinie en obviously doen hy goed, baie goed. Ek dink hulle het vir daai ou van 5 jaar af net 'n duiksak gegee en sê dis rugby, soos duik die ding. Dis al wat jy doen, jy duik net die ding en dan dit soos niks anders nie. Ja, sy handling was nie baie goed geweest in Portugal, 'n paar swak passe. Maar ek bedoel dan ek ken jy Springbok kaptein eerste keer semi out of nowhere. So obviously daai emosies moet nogals overwhelming wees. So mense moet ook begrip vir dit. Ja. Maar ja, ek is 'n bietjie bekommerd oor as ek net van hom kan praat. Ek dink hy ek sou ook sê hy's my gunsteling speler in die wêreld nie, maar hy dalk moet ons nie sulke goed sê nie, maar dan as mens begin mense nooi dan kan sulke goed jou byt. Maar net so jy kan maar ons sien jy. Ja, maar sny maar op. Ja, ek wou dit sê. In terme van hom so ja, ek stem saam. Nee, wat ek wil sê is in terme van hom is hy is 'n goeie solid speler all-round in terme van hy slat sy raks, hy maak sy tackles, hy's goed op die verdediging. Hy is effe kort vir 'n slot, dink ek, op 'n internasionale vlak. Lynstane mag dalk as 'n tight raak 'n ding raak en dan ook natuurlik sy balhantering dink ek is nie op die vlak noodwendig waar die ander slotte is nie. Maar ons kan seker maar die ou kans gee en kyk waar wys hy ons verkeerd soos wat ons nog nooit verkeerd bewys was op die pod nie. Ja, obviously. Ja. Maar anyways, ja, ek dink is nog iets wat jy Waar kyk jy die game? Hier by Linkiel op die plaas. Lekker rustig in my pyjamas met 'n yskoue bier in my hand terwyl ek nog deur die weer is. Lekker. Ja. Nee, dis 'n groot boks Saterdag hè. Maar daai is groot genoeg as mens. Man, ons is eintlik op die pad. So ons gaan die game kyk. Ons is in Utrecht by Janie hulle. Ons het mos nou 'n maand in Nederland gewerk en dan so ons op pad terug Switserland toe. Maar ons gaan so 'n bietjie van 'n roadtrip maak. So ons gaan môre aand in Utrecht by Janie en môre hulle slaap. Opstaan, die game kyk en in die pad val na dit en dan gaan ons actually wat very exciting is, ons gaan Dortmund versus Aston Villa kyk Saterdag aand. So ek sien baie uit om dit te gaan doen in Dortmund. So ons gaan dit daar kyk en so very excited oor dit. Ek dink dit gaan flipper nice wees.
weet jy hoe stupid is ek, né? Ek het nou die dag met die world map. Ek dink my geografie is relatief alright, né? In my kop was Switserland by Swede, Denemark, Finland daar. By die Skandinawiese lande. Skandinawië. Dis kom ek dink ek het vroeër 'n grappie gemaak van so Skandinawië of so iets stupid. Maar dit is obviously nie, dit lê soos dit is die neutrale grond teen Duitsland. Soos ja. Ja, dis die middel van Europa kan jy maar sê. Ja, nee, ek is heeltemal verkeerd, verstaan. Ek was net maar ek het Swede, verstaan, Swede en Switserland. Ja, ek verstaan. Verwar en nie verwar nie. Ek weet wat se verskil maar fuck. Ek moet nie aanhou verduidelik nie, maar dit net erger. Jy grawe daai gat. Ja. Nee, so ons gaan dit doen. Sien flip hom baie uit en ek dink net so vir ons afsluit ja, flip and hell. Let's give a big shout out to Anandi, Jessie. What a fighter. Ja, 100% gaan baie goed met haar. Baie positief is. So nee, baie goed. Awesome. Champion 12-10. Machine. Vir baie groete en sterkte sê van ons kant af op. Sal definitief. Dan ja, dis die eerste ronde, baie om aan te werk, maar baie opgewonde en ek dink goeie goed wat aangaan. Ek dink jy het ons IT spesialis jouself daai medalje gegee, so wel dan op dit en ja, vir die 0 van julle wat gaan luister, tune in vir volgende week. Ek gaan nog werk aan my exit phrase, maar soos Doc Craven altyd gesê het, as jy liewe vader wou gehad het, jy moet sokker speel, het hy vir jou ronde bols gegee. So kyk die rugby, volg die rugby championship en neem deel. Dankie Tiaan, ek waardeer dit my vriend. Dit is lekker om jou te sien. Jy lyk nie blas nie, dit lyk of jy min son get. Jy lyk anti-blas. Ja, so iets. Maar is lekker gewees. Ons maak weer so. Ja, is reg. Dankie. Mooi naweek, oor en uit. Wag.